Ja, dis alles 100% waar. Die legende is hier. Dit voel so half simpel om vir enigiemand te moet verduidelik wat hierdie is. As jy nie weet nie, gaan Google net die woorde Nissan Legend. Die kans is baie goed dat die letters GTR 'n hele klomp keer gaan voorkom, tesame met verhale van mites en ongekende heldedade. Want hierdie is die David van die supermotorwêreld. Is die een motor waar ons almal saamstem, maar daar is net niks om oor te kibbel nie. Welkom in 'n wêreld waar Warp Speed weer betekenis gekry het, waar Porsches en Ferraris en Lamborghinis huiwer. Welkom by die Nissan GTR. Die van julle wat wakker is, sou opgemerk het ons praat net van die GTR en nie meer van die Skyline GTR nie. Dis omdat Nissan besluit het om die Skyline naam op die GTR te laat vaar en liewers te bære vir minder magtige masjiene, soos die gesinsmotors waarop die eerste weergawe van die GTR in 1969 geskoei was. Ja, 1969, 'n ronde 40 jaar gelede. Bryan Adams was skoon liries oor die Summer of '69, maar motorgeesdriftiges het nog meer rede as die Kanadese sanger, want dit was in Februarie van daai jaar dat Nissan se eerste GTR, 'n 4-deur model nogal, die lig gesien het. Daai eerste model het net 120 kW se krag gehad, maar in die laat 60s was dit eintlik nogal glad nie sleg nie. Maar ongelukkig was die tweede generasie van die GTR nie baie suksesvol nie. Hy is in 1972 bekend gestel, maar 'n brandstofkrisis het gesorg dat mense in enige iets behalwe verrigtingsmotors belang gestel het. En slegs 195 van die tweede generasie is vervaardig. As jy nou een in jou garage het, is hy heel wat werd. En dit was dit van Nissan se GTR, tot aan die einde van die 80s, toe die sogenaamde R32 model die lig gesien het. Die voertuig is aangedryf deur 'n 2.6 liter gelit 6 enjin, wat 206 kW se krag uitgeskop het. En hy is heel suksesvol tot in 1994 verkoop. En toe, terwyl Suid-Afrikaners besig was om te stem, het die Japaneese die R33 weergawe van die Skyline GTR bekendgestel. Sy enjin het dieselfde turbos en dinge as die R32 gebruik, maar die sinkros vir die vierwielstelsel is verbeter en die res van die motor, sy bakwerk en binneruim, is geheel hersien. En toe was dit tyd vir die 5de generasie, en vir baie mense die mooiste en mees suksesvolle GTR tot nou toe, die R34, wat tot aan die einde van 2002 op die rakke was. So die nuwe GTR het groot skoene om vol te staan, baie druk op sy aantreklike skouers, maar waar ander mense druk sien, het Nissan se ingenieurs duidelik net 'n uitdagingkie gesien. Die resultaat is 'n kar wat nie net gestaan doen aan sy voorsate nie, maar hulle heeltemal uit die water uitblaas. Ons leef in 'n nuwe era, vergeet van Skyline.
Ons leef in die GTR-era en ons behoort elke dag op ons knieë te gaan en dankie te sê daarvoor. En nie dat die GTR geheel van sy geskiedenis afstand doen nie. Inteendeel, sy stilering en basiese resep en stuurgevoel en als herinner sterk aan die R34. Het is net asof Nissan besef het die R34 is 'n uitstekende motor, maar om hom beter te maak, gaan 'n omwenteling verg, 'n totale revolusie, selfs al gebruik jy dieselfde resep. Die gevolg is 'n mal masjien wat lyk soos 'n GTR en vol GTR kentekens is, maar hy ry en hanteer en versnel soos geen GTR tot nog toe nie. Sure, ons het dit al gesê, van die vorige GTR en nie een voor hom en selfs nie een voor hom. Maar hierdie GTR is die GTR-ste van hulle almal. Hy is die oortreffende trap. Die Japanners het hom miskien gebou, maar die Engels het 'n paar mooi sêgoed vir hom uitgedink. Die eerste een is talk is cheap, so ons het nou eers klaar gepraat. Maar die ander een is the proof. Alles in die GTR is spesiaal. Die manier waarop die V6 tot lewe kom met sy diep grondgeluid, die manier waarop jy hom in drive sit met die kort radkierie, die manier waarop hy sonder enige aarzeling wegspring op soek na die horison, die oomblik wat jy die versneller trap. En is die manier wat jy jou oogballe teen jou brein vasdruk as jy jou voet plat hou. Dit is asof jou hele kantvisie vernou en jy nader aan deur 'n lang dun pyp in die pad afkyk. Die geraas oor donder in die adrenalien. Die adrenalien maak dit eintlik alles die moeite werd. Maar kom ons plaas dit net so 'n bietjie in perspektief. Die vinnigste tyd wat 'n nuwe Porsche Turbo rondom die befaamde Nordschleife van die Nürburgring kon behaal, was 7 minute 40 sekondes. Die GTR het daai baan kaf gedraf in 7 minute 29, 11 sekondes vinniger as 'n 911 Turbo. En ons praat nie nou van 'n computergame nie. Ons praat van die regte lewe. Daar's nie in hierdie stadium 'n Ferrari of selfs 'n Lamborghini wat by hom kan bly nie. As jy iets soek wat vinniger is, moet jy kyk na hypercars. Maar hypercars kos hypergeld. Die GTR kan jy kry vir net 1.1 miljoen rand. Dis so 'n sonde af, 'n Koenigsegg of 'n Veyron is vinniger. Maar jy kan 4 van jou vriende elkeen bederf met sy eie GTR voordat jy een van die ander karre kan verkoop het. Nou hier vandag, is daar niks so goed soos hierdie vir hierdie tipe geld nie. Op 'n manier is dit rekenaarspeletjies wat die GTR die meeste gevorm het. Deur die jare was Nissan se Skylines al in 'n magdom verskillende speletjies gebruik, grootendeels omdat dit in die regte lewe so 'n malkar is en omdat veral die Japanners so lief is daarvoor om hom te modifiseer en nog meer krag en so aan te maak. Die publiek se verwagtinge van die nuwe motor is ongetwyfeld beïnvloed deur Gran Turismo en Forza en selfs die nuwe Need for Speed wat ons hier speel. En aan die ander kant gee hierdie speletjies ook vir die gemiddelde tiener of volwassene die kans om agter die stuur van Nissan se monster in te skuif, om sonder enige vrees op die Nordschleife los te laat en dan te restart as iets fout loop. Maar daai is ongelukkig nie 'n opsie in die regte lewe nie. Jy kry net een mannetjie, so jy moet hom oppas.
En tog gee die rekenaarspeletjies 'n mens 'n verbasende akkurate gevoel van hoe die groot GTR hanteer op 'n renbaan. Maar as jy in die regte ding sit, is die geluid en die G-kragte en die reken, alles wat jou sinne aanval eenvoudig oordonderend. En dit kan 'n speletjie jou nog steeds nooit laat ervaar nie. Dalk is dit juis omdat die GTR gebou is vir renbane dat hy so 'n meganiese dier is. Mens verwag half dat hy stil en verfyn moet wees soos 'n Audi R8. Maar die GTR is 'n baie lewendige dier rondom jou. Dis 'n ras-egte sportmotor en tog is hy net soveel pret op die pad. Die eerste ruk wat 'n mens 'n GTR bestuur, kan jy nie help om hom soos 'n hooligan te ry nie. Al wat jy wil doen is jou voet plant en by almal verby neek soos 'n tiener wat sy pa se kar gesteel het. Jy wil die kar in die nek vir hulle gryp en hom behoorlik ry. En jy wil na al die metertjies op die skermpie kyk om te sien presies hoe vinnig jy ry en hoe hard jy breek en hoeveel G's jy trek. Nou jy is hier wat dinge lelik kan skeefloop, want as jy hard genoeg ry dat die G-metertjie iets begin wys, moet liewer kyk waar jy ry. En tog kan 'n mens maar nie help om elke nou en dan skelm af te kyk na die skermpie toe nie. Hy het 10 vooraf opgestelde vertoonkombinasies wat vir jou goed soos jou versneller insette of rempedaaldruk kan wys, of hoe die G-kragte opbou of in watter rigting jou stuurwiel kyk. Die kar meet al hierdie dinge konstant, so dit maak net sin dat die passasier die kans kry om te sien wat jy aanvang. Want glo ons maar, die bestuurder moet eintlik maar liewer konsentreer. Ja, die GTR is vergewensgesind, maar niemand het tyd vir 'n dwaas nie, en om net na die skermpie te kyk as jy oop op die pad moet wees, kan fatale gevolge hê. Veral gesien die GTR wragtig vinnig is. En asof die skermpie se 10 vooraf opgestelde vertone nie genoeg is nie, kan jy hulle nog verder aanpas ook, om by jou spesifieke behoeftes te pas. Is soos as jy wil sien hoeveel versneller of breek jy gebruik, dan kies jy dit doeteenvoudig. Enige kind van die PlayStation generation kan hierdie vertoon werk. So as jy ouer as 50 is en 'n GTR gaan koop, vra maar iemand se laai om jou te help om die ding te werk. En die skermpie wat wys hoeveel petrol die GTR gebruik, onbelangrik. Vee hom uit. Die ouens van Polyphony Digital het glo gehelp om die skermpie te ontwerp. En dis nou dieselfde mense wat die Gran Turismo rekenaarspeletjie maak. Ek kan nie glo dat hulle gedink het daai spesifieke vertoon was 'n goeie idee nie, maar nou ja. Tot dusver ons sal vir julle alles vertel van waar die GTR vandaan kom en hoe vinnig hy is om die Nordschleife dat hy enige Porsche kan wegry. Wat ons nog nie gedoen het is om vir julle te sê hoe vinnig hy kan versnel nie. En hoe vinnig hy kan breek nie. Die GTR is nou oorgehaal om hierdie pad af te neek. Onthou, in die Karoo is ons redelik hoog bo seevlak. Selfs met die dubbelturbos gaan dit die GTR van so klein bietjie van sy krag roof. Maar 0 tot 100 te doen maak net nie sin, jy's half silly, want dit kom en gaan net heeltemal te vinnig. So ons doen 0 tot 200 en terug tot by 0. So gou as wat ons kan. Hy versnel nie, hy ontplof. Dis 80, 90, 100, 120, 130, 140, 50, 60, 70 is mal, 80, 90 en 200. Brieke. Briek. Framebaus, kom. Stop. Oh. En 0 tot 100 km/h vat net 3.3 sekondes en 0 tot 200 gebeur in omtrent 13 sekondes.
En om dan weer van 200 af tot by 0 te kom, vat net 6 sekondes. So die hele storie van 'n rus af tot by 200 en terug tot jy stil staan, is oor in minder as 20 sekondes. In 'n standaard kwartmyl versnelloopie sal die GT-R net 11.6 sekondes nodig hê en 'n spoed van byna 200 km/h behaal. Maar dis nie net sy versnelling van 'n rus af wat 'n mens se nek seermaak nie. Dis die manier waarop hy elke keer as jy die versneller trap, soos 'n mal resiesperd terugsak op sy hurke en dan laat spaander. Maak nie saak of dit teen 60 of 160 km/h is nie. Die GT-R het net geen respek vir spoed nie. Geen respek vir motors wat 2 of 3 keer soveel soos hy kos nie. En veral nie respek vir die gevestigde Duitsers of Britte nie. Hierdie is 'n groot, vet Japaneese middelvinger vir alles wat meeste mense as die beste ervaar. En daar's 'n briefie by wat sê, julle maak die reëls en ons lag vir julle. Groete Japan. Maar hoeveel perdekrag vat dit om 'n 1.7 ton lummel soos hierdie so vinnig te maak? $1 miljoen of meer. Die Nissan versnel nie, hy teleport. Alles wat hy doen en is, moet in die oortreffendste trap geskryf word. Hierdie is die eerste motor wat ons nog ooit gery het. Hy selfs maller as hy mal Audi R8 V10 waar André nou die dag so gery het. Maar terselfde tyd is die GT-R ook so mak soos 'n lammetjie. Dis nou as jy nie al 360 kW se krag loslaat nie. Want selfs al het hy 580 Nm se wringkrag en al kan die dubbelturbo 3.8 liter V6 jou in 'n splitsekonde tot anderkant magkrit besorg, hoef jy nie die hele tyd so te ry nie. En as jy die radkas en die veringstelsel van die R-verstelling afhaal, voel die GT-R eintlik heel beskaafd. Vergeet van die vlermuisoortjies waarmee jy ratte wissel as jy kwaad is. Skakel die 6-gang koppelaarlose handradkas oor na die outomatiese verstelling. Haal net so 'n bietjie asem. En dan kom jy skielik agter die GT-R is eintlik nie die hele tyd die donder in nie. Jy kan hom ook rustig ry en geniet. En na die eerste ruk agter sy stuur, is dit presies wat meeste mense gaan doen. So ruk terug was daar 'n reklame op TV van 'n seentjie wat na skool vir sy pa gesê het dat die kinders by die skool almal gebrag het oor hoe vinnig hulle pa se karre is. Toe sy pa vir die seentjie vra wat hy daarop geantwoord het, toe sê die seentjie niks nie. Hy het maar net gelag. En dis presies wat GT-R eienaars gaan doen. Ry die ding rustig en as iemand dink hy gaan jou wegry, lag net. Selfs vir ouens op supermark. Met al sy verstellings op sag en gerieflik, is die GT-R redelik hard en ongerieflik. Maar dan weer, as 'n mens sy hele potensiaal in ag neem, reken ons dis heel aanvaarbaar. Want ten spyte van die GT gedeelte in sy naam, voel ons die GT-R is minder Gran Turismo en meer racing. Dit voel in elk geval so as jy op 'n resiesbaan kom. En tog sal 'n mens heel gerieflik elke dag met die GT-R kan saamleef. Sy ritgehalte is eintlik nie sleg vir 'n sportmotor nie. En alhoewel die stuur nogal swaar is, meen ons dis aanvaarbaar in 'n kar soos die. En met die outomatiese radkas is hy geen moeite nie, selfs al sit jy in die spitsverkeer. Voorlangs is daar heeltemal genoeg ruimte en voel die kajuit verbasend luks en duursaam vir 'n Nissan. Sorry, ons bedoel dit nie lelik nie, maar as jy hierdie kajuit vergelyk met jou gemiddelde Livina sin, verskil dit soos dag en nag. Aan die ander kant is die GT-R se kajuit nou ook nie heeltemal in dieselfde liga as iets soos 'n Aston Martin se nie. Maar dan weer skop Nissan die Engels is 'n gat op 'n renbaan en meeste ander plekke. Die feit is, hierdie is 'n spotgoedkoop supermotor. So as jy binneruim dalk 'n bietjie goedkoper voel as 'n superduur motor met gemiddelde verrigting, dan is dit vir ons heeltemal oukei. En boonop het hy 4 sitplekke. Waarvan die agterstes net geskik is vir mense met 'n algehele lengte van minder as 36 cm. Of vir lang ouens wat nie omgee om groot dele van hulle lyf af te saag vir 'n kans om agter in 'n GT-R te ry nie. Dit is vir ons nogal half redelik klink. Die feit van die saak is nie eers 'n kleuter sal gemaklik voel agter in die GT-R nie. Maar in elk geval is hier nie 'n plek vir kinders nie. Vir die groot mense is daar ligversorging en 'n uitmuntende Bose klankstelsel, kragstuur, kragvensters, kragspieëls, selfs 'n 12V kragsok vir jou selfoon of Nuvi. Die sitplekke is kunswerke wat jou stewig vashou sonder om te pla en ongetwyfeld die GT-R se sportiewe beeld verhoog.
Die meters is selfkunswerke en die spoedmeter laat 'n mens glimlag as jy sien die 100 km/h merkie sit byna heel onder. As jy in 'n 60 sone is, sal jy omtrent moet skeel kyk om seker te maak jy hou by die spoedgrens. En die stuurwiel pas perfek by die res van die motor. Hy het 'n spul knoppies vir die togbeheer en die ritrekenaar en die radio en selfs vir die stopperlosie. Wat sin maak, want as jy om 'n baan jaag, moet jy liewer jou hande op die stuur hou. Maar daar's nog een ding om oor te praat met die GTR. En dis sy stilering of dalk die beeldhouwerk, want die GTR se bak lyk nie net soos 'n perfekte standbeeld nie, maar is ook 'n hoogs doeltreffende ontwerp waarvan elke lyntjie, elke oppervlak, alles help om die wind agtertoe te stuur. Daai drukvlek toe. En dit maak alles sin, want anders as in soveel ander kastige verrigtingsmotors, doen die vlerk agterop die GTR werklik iets. Trouwens, dit help om die motor se massa groter te maak hoe vinniger jy ry. Oftewel, dit help om hom op die pad te hou. En die onderkant van die kar is heeltemal toegemaak met plastiese goed om te help om aan die pad vas te suig as jy vinnig ry. En tog is dit nie die plastiek onder sy pens wat jou aandag trek nie, maar eerder die manier waarop sy bakwerk styf gespan is. Dit lyk asof die Japanner stukke rooi staal gevat het en dit oor die skelet van 'n Terminator getrek het. Elke hoekie en lyntjie het 'n doel, om die GTR sterker en meer doelgerig te laat lyk. Daar's nie 'n enkele deeltjie aan hierdie motor wat afgeskeep is nie. En die gevolg is 'n magtige masjien met die blaf om by sy byt te pas. 'n Kollega het nou die dag opgemerk dat sy registrasienommer eintlik Moses GP moes wees. Want op die snelweg val jy ander padgebruikers oor mekaar se voete om, soos die rooi see van ouds, voor jou pad te gee. Die GTR het meer presence as 'n rockster. As jy met hom in die straat afry, ruk mense omtrent hulle nekke af om vir jou te kyk. Klein seentjies wys onbeskaamd in jou rigting, terwyl hulle paas foto's neem met hulle selfone. Lambos en Astons en selfs Ferraris is mooi, maar hulle kort die drama van die GTR. Van die ronde agterligte tot die lae aggressiewe neus. Hierdie is onverdunde steroïdes en ons kan nie in 'n beter bakwerk dink vir die GTR nie. Maar op die ou end gaan dit met die GTR eintlik net oor een ding. Jou ego, want op die ou end is die hele GTR eintlik net gebou om jou goed te laat voel oor jouself. Die kar is so goed dat 90% van GTR eienaars nooit eens by 50% van sy potensiaal gaan uitkom nie. Maar jy lyk en voel soos 'n superster as jy hom ry. So what? Op die ou end is die GTR eintlik maar net 'n bietjie Viagra vir jou persoonlikheid.